Ek hoop julle het net sommer gou agtergekom. Wanneer ons stadiger luister, begin gedrag anders lyk. Wat eers soos rebelsheid lyk, is dalk teleurstelling. Wat soos ongeïnteresseerdheid lyk, is dalk selfbeheersing. Wat soos kritiek klink, is dalk jong mense wat toets of daar 'n veilige plek is vir eerlike vrae. Nou dit bring ons by 'n belangrike konsep vir hierdie module en dit is sistemiese verlating. Dit is, ek voel nie net deur een persoon teleurgestel nie, ek voel deur die hele stelsel in die steek gelaat. Vir party jong volwassenes klink dit so. Die kerk was nie daar toe ek hulle nodig gehad het nie. My vrae is gesien as opstandigheid. Ek het gevoel, daar's vir my net plek as ek reg optree. Ek het seer gekry, maar niemand het gevra wat gebeur het nie. Ek voel, die gemeenskap sê hulle gee om, maar hulle ken nie eers my naam nie. Wanneer iemand sulke ervarings dra, bou hulle dikwels 'n glasmuur. En daai glasmuur kan lyk soos stil bly, sarkasme, vermyding, oordrewe onafhanklikheid, sinisisme, kort antwoorde, ek is okay, dit maak nie saak nie, ek het niemand nodig nie. Ons moet versigtig wees om dit nie dadelik as rebellie of onbeskoftheid te lees nie. Soms is dit selfbeskerming. Die vraag is nie eerste, hoekom is jy so moeilik nie? Die beter vraag is, wat het gebeur dat jy gevoel het jy moet jouself so beskerm? Die vraag is dan, wat doen ons wanneer iemand agter 'n glasmuur leef? Ons eerste taak is nie om die muur te probeer breek nie, nee. Ons eerste taak is om so teenwoordig te wees dat die persoon later self 'n venster oopmaak. En dit bring ons by empatie. Empatie beteken nie staan van ver af en sê, ag shame, dit klink darm sleg nie. Empatie beteken ek kom sit saam met jou op die randsteen van jou lewe. Ek probeer nie dadelik jou emosie regmaak nie. Ek probeer nie dadelik 'n Bybelvers plak oor iets wat bloei nie. Ek probeer nie jou pyn vinnig netjies maak sodat ek minder ongemaklik voel nie. Ek sê eerder, ek wil probeer verstaan hoe dit vir jou voel. By jong volwassenes is hierdie verskil baie belangrik. En hulle kan vinnig aanvoel wanneer iemand met 'n vinnige, mooi antwoord net na hulle toe kom. Hulle kan ook aanvoel wanneer iemand regtig teenwoordig is. Ons wêreld leer ons om uit te saai, om te post, om te comment, om te share, te like, subscribe. En ergens tussen al hierdie notifications het ons vergeet om net te sit en sê, vertel my meer. Nou kom ons maak dit prakties. Want is mooi om te sê, ons moet beter luister. Maar wat beteken dit maandagoggend, wanneer 'n jong volwassene voor jou sit en sê, ek weet nie meer waar ek inpas nie. Hoe luister ons dan? Ons gaan nou kyk na 'n paar aktiewe luistervaardighede. Die heel eerste een is, jy moet heel eers luister na jouself. Nou dit is belangrik, want wat binne my gebeur, beïnvloed hoe ek na jou luister. As ek angstig en verdedigend, haastig of reeds besig is om 'n raad te formuleer, is ek nie regtig by jou nie. Voordat ek dus na die jong mens luister, moet ek eers vra, wat gebeur binne my? Wil ek die kerk verdedig? Wil ek die ouers verdedig? Wil ek vinnige oplossing gee? Voel ek ongemaklik met hierdie emosie? Is ek bang vir hulle vrae?
Party van ons luister met ons gesigte, maar binne ons kop is daar reeds 'n komitee vergadering aan die gang. Een stem sê, antwoord nou. Nog een sê, gee 'n Bybelvers. Nog een sê, vertel daardie storie van 1998. Aktiewe luister begin wanneer ek daai interne geraas raak sien. En wanneer ek dit net vir 'n oomblik een kant toe kan skuif. En bewus raak van wat hier aan die binnekant aan die gang is. Die tweede ding is, ons moet gaan van luister na myself, na luister na inhoud en konteks. Wanneer ek rustiger raak binne myself, kan ek beter hoor wat die ander persoon sê. Maar ek moet nie net na die woorde luister nie. Ek moet na twee dinge luister. Inhoud en konteks. Inhoud is wat hulle sê. Konteks is waar binne hulle dit sê. As 'n jong volwassene sê, ek gaan nie meer kerk toe nie, is die inhoud duidelik. Hulle kom nie meer kerk toe nie. Maar die konteks kan baie verskil. Dit kan beteken, ek werk Sondag. Kan beteken ek voel nie tuis nie. Kan beteken ek is kwaad vir God. Ek het seer gekry. Ek weet nie of ek meer glo nie. Ek is depressief en alles voel moeilik. Ek het net nooit gevoel iemand mis my nie. En daarom vra ons nie net, hoekom kom jy nie meer kerk toe nie? Ons vra 'n ander vraag. Ons vra, wanneer het jy begin voel, dit raak vir jou moeilik om te kom? Wat het verander? Hoe voel jy wanneer jy aan kerk dink? Wat wens jy het iemand vroeër raak gesien? En dan kom ons by een van die belangrikste dele van luister. Luister na dit wat nie gesê word nie. Die punt is, dat groot betekenis dikwels nie in die eerste sin lê nie. Dit lê onder die eerste sin. Die eerste antwoord is dikwels net daai voorportaal. Dis soos wanneer jy vir iemand vra, hoe gaan dit? En hulle sê, goed. Ons almal weet, goed kan enigiets beteken. Goed kan beteken, ek is regtig goed. Goed kan beteken, ek gaan huil as jy my nog een vriendelike vraag vra. Goed kan beteken, ek het nie die energie om vir jou al 27 hoofstukke van hierdie drama te vertel nie. Om na die ongesêde te luister, vra ons sagte oop vrae. Nie kruisondervraging nie, soos 'n polisiebeampte in 'n misdaadreeks nie. Ons vra vrae wat ruimte maak. Vertel my meer. Wat is vir jou die moeilikste deel? Wat het dit vir jou beteken? Wanneer het jy begin voel jy met jouself beskerm? Wat wens jy het iemand toe vir jou gesê? Wat is die deel van die storie wat mense gewoonlik nie hoor nie? Dieper luister beteken ek wag lank genoeg dat die tweede en die derde laag van die storie uitkom. As ons na die ongesêde wil luister, moet ons iets leer wat vir baie van ons ongemaklik is, stilte. Ons kultuur hou nie van stilte nie. Ons vul stilte met musiek en podcast en nuus en kennisgewings. Mense wat stry oor goed op Facebook wat niemand eers lees nie. Maar in pastorale gesprekke is stilte nie 'n fout nie. Stilte is soms die plek waar waarheid begin opkom. Wanneer 'n jong volwassenes iets swaar sê, hoef ek nie dadelik in te spring nie. Ek kan sê, ek wil net vir 'n oomblik daarmee sit. Dankie dat jy dit vir my gesê het. Ek hoor dit is nie iets maklik vir jou om te sê nie. Ek gaan nie nou vinnig 'n antwoord gee nie, want
dit wat jy nou gesê het is belangrik. Soms is stilte die plek waar iemand moed bymekaar maak om die waarheid te sê. Wanneer ons dan wel praat, moet ons vra, help my reaksie die jong mens om nou verder te praat? Of trek dit die gesprek terug na my toe? Kom ons maak dit nog meer prakties. Watter vrae help jong volwassenes om oop te maak? Nie vrae wat hulle in 'n hoek druk nie. Nie vrae wat eintlik preke met vraagtekens is nie. Jy ken mos daai vrae. Vrae soos, dink jy regtig dis wys? Besef jy wat jy doen? Dit is nie vrae nie. Dit is preke wat vermom is. Ons soek vrae wat nuuskierig, eerlik en veilig is. In die teks is daar 'n klompie vrae wat jou hiermee kan help. Vrae soos, help my verstaan hoe jy daarby uitgekom het. Of wat was vir jou die keerpunt? Wat het jy nodig gehad wat jy nie gekry het nie? Wat wens jy het volwassenes oor jou generasie beter verstaan? Wat maak dit moeilik om mense te vertrou? Wanneer voel jy die meeste soos jouself? Wanneer voel jy die minste tuis? Wat is die deel van jou storie wat jy wens iemand sou raak sien? Hoe kan ek nou die beste langs jou sit in hierdie seisoen? Oscar Timboli stel kreatiewe metafoor vrae voor. Vrae soos, hy sal byvoorbeeld sê, as hierdie gevoel 'n kleur was, watter kleur sou dit wees? Of, as hierdie situasie 'n fliek was, wat sou die titel wees? As hierdie seisoen van jou lewe 'n lied was, watter lied sou dit wees? As jy vir jou lewe nou 'n WhatsApp status moes skryf, wat sou jy sê? As jou geloofslewe nou 'n weerkaart was, hoe lyk die weer? Sulke vrae kan iemand help om op 'n nuwe manier toegang tot hulle eie betekenis te kry. Maar vrae alleen is nie genoeg nie. Jong volwassenes moet ook voel ons neem hulle emosies ernstig op. En hier kom die woord validering in. As 'n jong mens sê, ek haat die kerk, dan hoef ek nie te sê, ja, jy is reg, die kerk is aaklig nie. Maar ek kan sê, dit klink of jy baie seer gekry het in 'n plek waar jy veilig moes voel. As 'n jong mens sê, ek weet nie of ek nog glo nie. Ek hoef nie dadelik paniekerig te raak nie. Ek kan sê, dankie dat jy eerlik sê. Dit klink of jy nie net antwoorde soek nie, maar ook 'n plek waar jou vrae veilig is. As 'n jong mens sê, niemand gee regtig om nie, ek kan dan sê, dit klink of jy baie keer al gevoel het, mense sê hulle gee om, maar hulle wys dit op 'n manier wat jy dit nie kan voel nie. Validering sê nie dat alles wat jy sê is waar nie, maar validering sê wat jy voel, maak vir my saak. Nou kan iemand dalk vra, maar beteken dit, ons sê nooit iets moeilik nie? Nee, glad nie. Die doel van luister is nie om waarheid te vermy nie. Die doel van luister is om waarheid met wysheid en tydsberekening en liefde te dra. Met jong volwassenes hoef ons nie te kies tussen liefde en waarheid nie. In die teks is nou 'n klompie voorbeelde wat jy kan deurwerk. Ons kan sê, ek hoor jou pyn en ek wil dit nie wegpraat nie. Ek verstaan hoekom jy kwaad is,
en ek wil nie jou woede oordeel nie. Ek wil ook later saam met jou dink oor 'n volgende gesonde stap kan wees. Ek gee om vir jou. En juist daarom gaan ek nie maak asof hierdie keuse geen gevolge het nie. Die waarheid is, ons almal dink ons luister beter as wat ons doen. Dis soos bestuur. Byna almal dink hulle is bo-gemiddeld. En tog ry daar mense op die pad rond wat flikkerligte beskou as opsionele geestelike gawes. So kom ons toets onsself eerlik. Hoe luister ons regtig? Jy kan nou die video stop en aan die vrae in die teks werk.